Hartlik goeiemôre, mag die Here baie ryklik seën en sy wonderlike doel in die hart en lewe ook so bereik. Nou, liewe vriende, op watter stadium word 'n olifant geklassifiseer as 'n groot ivoordraer? En die reël word maar as volg gemaak dat wanneer elke tand meer as 45 kg weeg en dan wanneer daar meer as 1,5 meter van die tand sigbaar is. U weet seker dat 2/3 van die lengte van die tand is sigbaar. So wanneer 1,5 meter daarvan sigbaar is, dan word hy beskou as 'n voordraer. Ook tussen die ouderdom van 35 en 40 jaar neem die groeitempo van die tande dan ook toe. So, liewe vriende, is dit wonderlik vir ons daardie welbekende teksvers 2 Timoteus 3 vers 16 wat sê die hele skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot 'n regwysing, tot die onderwysing in die geregtigheid en dan die rede, sodat die mens van God volkome kan wees, vir elke goeie werk volkome toegerus. Nou, ons sien hier nou die wonderlikheid waarvoor die woord van die Here alles gegee is, maar ons wil graag tog die aandag vestig op die eerste deel. Die hele skrif is deur God ingegee en dan moet ons eintlik sê punt. As dit God se woord is, liewe vriende, dan moet ons ag gee daarop. En die Here sê vir ons baie duidelik dat dit nie mense se wil is nie, maar sy wil is wat na vore gekom het. In 2 Petrus 1 vers 21. Want geen profesie is ooit deur die wil van 'n mens voortgebring nie, maar deur die Heilige Gees gedrewe het die heilige mense van God gespreek. So dit was nie menslike vermoë of kennis en staatstelling nie mense se gedagtes of hulle idee nie. Nee, dit is doeteenvoudig God se wil wat sekerlik mense gebruik het en nie enige mense nie, heilige mense, mense wat aan God oorgegee is om sy woord neer te pen en te skryf sodat die woord van God daar geskrewe kon wees dat ons dit vandag kan hê en kan lees. Hoe wonderlik het die Here dit nie gedoen nie. In Jakobus 1 vers 21 staan daar: Daarom doen afstand van alle vuilheid en oorvloed van boosheid en ontvang met sagmoedigheid die ingeplante woord wat in staat is om julle siele te red. En hier is die wonderlikheid, liewe vriende, hoe die Here dan juis sy woord so ingegee het vir hierdie deel dat ons gered moet word, dat die Here bekommerd is oor ons saligheid. Dis die hoofrede waarom die Here sekerlik die woord van God vir ons gegee het, sodat ons kan weet hoe om gered te word, hoe ons kinders van God kan word, hoe ons seker kan wees dat ons hemel toe gaan. Die woord van die Here is nie hoofsaaklik daar om my net te lyf my aardse besluite en dinge wat ek moet neem nie, maar ons eerste ding dat ons kan weet dat ons hemel toe gaan, dat ons in die regte verhouding met God kan kom. So sê 1 Petrus 1 vers 23, want julle is wedergebore nie uit verganklike saad nie, maar uit onverganklike, en hoor nou, deur die lewende woord van God wat tot in ewigheid bly. Is dit nie wonderlik dat die woord van die Here tot in ewigheid sal bly vir elke geslag, vir elke mens op hierdie aarde, en dit sal lewend wees sodat mense daardeur gered kan word, daardeur die weg tot saligheid kan vind, Jesus kan vind en hom aanneem dan ook. So sê lees ons in 1 Johannes 1 lees ons wat van die begin af was wat ons gehoor het, wat ons oë gesien het, wat ons aanskou het, en ons hande getas het aangaande die woord van die lewe. En die lewe is geopenbaar en ons het dit gesien en ons getuig en verkondig aan julle die ewige lewe wat by die Vader was en ons geopenbaar is. Let net op die persoonlike verhouding wat daar is en hoe die Here Jesus geopenbaar is, liewe vriende, en dat hierdie lewe geervaar is, gesien is, verkondig is, en dat dit nie anders kan as om mense se lewe te raak nie. Vers 3 sê, wat ons gesien en gehoor het, verkondig ons aan julle, sodat julle ook gemeenskap met ons kan hê, en ons gemeenskap is met die Vader en met sy Seun Jesus Christus. U sien, dis die rede waarom die Here sy woord ingegee het, dat u sekerheid van saligheid kan hê, dat u in 'n lewende verhouding met die Here Jesus kan wees. En dit moet ons sekerlik aangryp en aanneem, terwyl ons 'n geleentheid het om dit te doen. Daarom moet ons die woord van die Here ondersoek, sodat dat ons kan groei en toeneem in ons verhouding met die Here. Kom ons bid. Ons dierbare Here, ons kom bid vandag vir mense wat nie seker is dat hulle hemel toe gaan nie. Dankie dat U woord gegee het, dat hulle daaruit die wysheid en die insig kan kry om U te vind as hulle verlosser en saligmaker. Gee dat ons 'n lewende verhouding so met U sal wees. Amen.